sê amen asseblief. Dit is belangrik dat ons besig sal bly met dit wat die Here van ons vra. En ons het die werk van sy Heilige Gees nodig wanneer ons luister na die woord net soveel soos wanneer ons aanbid. Ag Reino, as jy asseblief my foon vir my aangee. Blaai asseblief saam na 1 Korintiërs hoofstuk 12 toe. Thanks man. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Dis so besonder om 2 Korintiërs. Het ek gesê 1? Ek is verkeerd, dis 2. Twee Korintiërs hoofstuk 12. Andre, weet jy hoekom my notes nie hier is nie? Ek ken dit mos. Broer, dieselfde Gees wat my gister gehelp het, help my ook nou. Dis hier nie. Dis wat dit is. Alright, ek hoop julle is reg hiervoor. In 2 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 9. Vanoggend se woord is 'n woord wat vir my baie, baie belangrik is. Is 'n woord wat naby aan my hart is. En dis 'n woord wat, as jy vanoggend sal toelaat dat die Heilige Gees hierdie in jou hart oopbreek, is ek oortuig daarvan dat jy nooit ooit weer dieselfde in die lewe sal kyk nie. In 2 Korintiërs hoofstuk 12 het Paulus hier die worsteling En kom ek lees vir jou van vers 7 af, maar ons gaan fokus op vers 9. Hy sê, en dat ek my oortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek nie myself sou verhef nie. Daaroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hierdie deel, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. En so Paulus het hier die worsteling, en daar's verskriklik baie gespekuleer oor wat sou hierdie doring in die vlees gewees het. Wat het julle al gehoor? Wat het sê die mense? Wat is die doring in die vlees wat Paulus gehad het? Wat het julle al gehoor? Praat so 'n bietjie met my. Wat het jy al gehoor? Wat sê die mense is dit? Party mense sê dit is siekte. Wat sê die ander? Gesukkel om te sien dalk. Ja, gebaseer op 'n skrif in Galasiërs. Wat is nog? Wat sê die mense is hierdie doring in sy vlees? Ja. Ek wil vir julle sê, ek dink as jy party predikante vra, sal hulle sê dis die moeilike lidmate, is dit nie, nee. Die doring in die vlees. As jy party lidmate vra, gaan hulle vir jou sê dis omdat die pastoor hier kom huisbesoek doen nie. Jy weet die doring in die vlees. As altyd iets vir party mense is dit die musiek, nee. Julle sing nie die regte liedjies nie, dan is dit 'n doring in die vlees. Vir ander mense is dit vertalings, reg? As jy die verkeerde vertaling gebruik, dan is dit 'n doring in die vlees. Of is iets gewees, en ons weet regtig nie wat dit is nie. Daar's baie spekulasie rondom dit. Ek is nie heeltemal oortuig daarvan dat dit 'n siekte was nie. Kom sort jy my notes uit, Andrei? Jy's oulik hoor, met 'n hoofletter O. Geniet dit. Die realiteit is, ons weet nie regtig wat was hierdie doring in die vlees gewees nie, maar iets wat ons weet, is dit was 'n swakheid vir Paulus. Hy het dit ervaar as 'n swakheid. Hy het dit ervaar as iets wat die Here gebruik om hom nederig mee te hou. Dit was ook demonies van aard. Julle het dit gelees saam met my. Hy sê dit was 'n engel van die Satan. So dit was nie iets mooi gewees nie, dit was iets moeilik gewees, en Paulus dra swaar aan hierdie ding, maar hy sê dat die Here het vir my gegee,
sodat ek nie myself sou verhef nie. En so ek het nodig om jou net op dieselfde bladsy as ek te kry, en ek vertrou regtig die Gees dat hy my sal help, en dat jy sal hoor wat ek sê vanoggend, want dit is genuine belangrik, en so ek gaan 'n storie met jou deel, 'n storie so 'n bietjie uit die diereryk uit, in die hoop om iets in jou hart te land, 'n moontlikheid van hoe moet ek hierdie doring van die vlees benader? Hoe moet ek hierdie swakheid benader? Want daar's hierdie ding binne in my en jou, wat hierdie ding wil beklei die hele tyd. En dis okay, ons behoort op te staan, en ons behoort weerstand te bied teen die vyand. Want daar's iets anderster. Daar's iets meer, en daar's iets dieper, wat besig is om hier af te speel. En as ek en jy dit mislees, as ek en jy net kan lees oor die doring in die vlees, maar ons sien nie die rede agter die doring nie, dan sukkel ons baie keer met ons eie omstandighede. En so partykeer is die doring in die vlees ook ons onvermoë om sekere goed te kan doen. En so my voorbeeld uit die diereryk uit is dat daar was eendag 'n vergadering gewees tussen die diere, en daar was ten minste 3 gewees, en so kan ons maar sê Amanda die arend, sal dit okay wees, kan ons die arend maar Amanda noem, nee. En so is ek kort 'n naam vir 'n vis. Jy weet, is daar iemand wat sy naam met 'n F begin? Flippy. Flip. Is Flippy. Flip is hy. Flip die vis, ek jammer, Flip. En ek het besluit Bailey die Bobbejaan. En hulle moes sit en saam, en hulle moes saam sit, en hulle moes besluit hoe gaan ons meet? En die arend het gesê, luister die vliegkompetisie, jy weet ons gaan vlieg. Jy weet die Bobbejaan is net soos, ek weet nie heeltemal so mooi nie, en die vis is soos, nee, ek weet nie of ek die vliegding wil doen nie. En Flippy vis sê, kom ons hou 'n swemkompetisie. Jy weet, as ons vir die Here wil werk, moet ons kan swem. Jy weet, ons moet 'n swemkompetisie hou. En natuurlik het die arend iets daaroor te sê gehad. Dit was nie heeltemal so lekker nie. En toe het Bailey se beurte toe sê, ek dink ons moet 'n boomklim kompetisie hou. Die arend was so raai daarmee, maar die vis was nou heeltemal nie. En ek wil jy moet net iets sien. Ek wil jy moet iets in jou hart wakker word, dat ons is nie dieselfde nie. En ons behoort nie onsself te meet met die ander een nie. En as die Here jou 'n arend gemaak het, en al wat jy kan sit en doen, is huil oor jou swakheid wat jy het om nie te kan swem nie, gaan jy vir ewig mis dit wat die Here deur jou wil doen. As jy 'n vis gemaak is, en jy kyk uit die water uit op nou hoe die arende daar bo vlieg, en jy het nou 'n swakheid, want jy kan nie heeltemal daarby uitkom nie, dan gaan jy altyd mis, en ek weet dis nie 100% dieselfde nie, maar hierdie twee goed het iets in gemeen, dat my en jou swakheid behoort my en jou te herinner daaraan, dat ons hom baie, baie nodig het. En ek wil vanoggend voor jou staan, en ek wil sê, dat daar is krag in ons swakheid. Of dit is uit my temperament uit, en of dit is uit 'n aanval van die vyand uit, en of dit is vanweë my agtergrond of my omstandighede of hoe ek groot geword het, daar is iets in my swakheid wat God verheerlik as ons dit net wil raak sien. As ons net nie wil heeltyd op 'n plek wees waar ek net daai een ding wil hê. Ek wil net daai een ding hê, en as ek net daai een ding kan kry, dan gaan ek okay wees. Wat van al die ander goed wat hy jou gegee het om te doen? Wat van al die ander take wat ek wens ek kan sing soos DJ? En nou gaan ek niks vir die Here doen nie, want ek kan nou nie sing soos DJ sing nie. Nee, hy het iets in jou gesit. Iets kosbaar. En selfs die apostel Paulus, selfs wanneer dit 'n aanval van die vyand is, en ja, Paulus gaan en hy sê, vat asseblief hierdie ding, hy vra 3 keer vir die Here, asseblief, vat hierdie doring uit my vlees uit. En die Here antwoord hom, my genade is vir jou genoeg. Ek wil hê moet hoor, wat ook al hier op aarde is, waaraan ook al jy behoefte het, waaraan ook al jy verlang,
alles is tydelik. En ek en jy behoort besig te wees met die ewigheid. En so hoekom hierdie krag van my swakheid tevore? In die eerste plek is daar dit sodat geen vlees kan roem nie. 2 Korintiërs 12:7. Ek lees dit weer vir jou. Hy sê en dat ek my oor die oortreffelikhede van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, die engel van Satan, en dan stop meeste daar, en hulle wil dit ondersoek tot in op die letter, en maar hulle mis, maar hier is die rede, hy sê om my met die vuist te slaan, dat ek nie sou verhef nie. Die rede vir Paulus se doring in die vlees, is omdat daar iets is wat ook in my en in jou is om op te staan en groter te wees as wat ons veronderstel is om te wees. Ons swakhede word vir ons uitdagings word vir ons gegee, sodat ons nie groot word in onsself nie. En hier's hoekom nie. Want Jakobus 4:6 sê, maar hy gee groter genade. Ek wil klem lê daarop, daar's groter genade vir my en vir jou. Maar God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Het jy vanoggend behoefte aan sy genade? Ek hoop tog so. As dit so is, onthou God weerstaan die hoogmoediges. En hoogmoed is 'n anderster ding. Hoogmoed het 'n besonderse uitdaging. Is daar enige iemand hier wat vir my sal sê vanoggend, wel ek is hoogmoedig en ek weet dit. Is daar enige iemand wat jy sien, is net is daar so een of twee wat baie eerlik kan wees. Maar ons sien dit nie in onsself nie, doen ons. Hoogmoed is 'n skimmel, want hy kruip weg agter baie goedjies. Hoogmoed het 'n manier, en het bekruip jou, en wanneer jy die minste verwag. En nou kom Paulus en hy sê, ek het al hierdie wonderlike openbaringe van God ontvang, maar sodat ek nie te groot word in myself nie, gee die Here een ding. Een iets, 'n doring in die vlees, 'n tekortkoming, iets wat ek nie kan doen nie. En die eerste wat ek wil hê moet weet, die krag van ons swakheid lê in die feit dat dit my en jou veronderstel is om ons nederig te hou. Maar hier's die uitdaging wat ons het. Die uitdaging wat ek en jy het, is dat ons is baie keer baie besiger met die mense om ons, as met die werk in ons. En hoor my mooi, die Here werk in jou. Hoor jy my asseblief vanoggend? God is besig in jou. Hy is soms besig deur jou, ook met die ander om jou, maar hy is besig in jou. En as jy dit mis, dan mis jy die grootste deel hiervan. En kom ek probeer net mooi verduidelik wat bedoel ek. 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 20 sê, maar in 'n groot huis. Jy kan onthou toe Jesus weggaan toe sê hy gaan om vir ons plek voor te berei, die huis van sy Vader. Hy sê, maar in 'n groot huis, dis die huis van die Here, is daar nie alleen voorwerpe van goud en van silwer nie, maar van hout en erdewerk. Sommige tot eer, maar ander tot oneer. Okay, bly nou by my. Sommige tot eer, en ander tot oneer. Jy sien, die probleem kom in, wanneer ek en jy besig is, om onsself te vergelyk met ander, loop jy die risiko, dat jy of jouself met die goud kan vergelyk, of jouself met die erdewerk, of met hout. En beide sal 'n fout wees. Want wanneer jy jouself vergelyk met die goud, dan voel jy heeltyd, ek is nie goed genoeg nie. En wanneer jy jouself vergelyk met die hout en met die erdewerk, dan sê jy wel, ek is eintlik alright. En so ek wil jou aanmoedig vanoggend, soos wat jy worstel deur jou swakheid, soos wat jy erns meen met die Here, soos wat jy verstaan rondom jou behoeftes en die tekortkominge wat jy dalk mag hê, dis okay vir jou om net te wees soos wat jy is, terwyl jy aan jouself werk. Maar fokus eerder op jouself.
Kyk eerder na jouself, want sommige is tot eer en ander tot oneer. Nou kan ons gou net so 'n bietjie kerk praat, want dit is nogals belangrik. Is daar moontlik iemand by die kerk wat jou so effe irriteer? Dalk preek hy nou vir jou. Net miskien. Het jy geweet, dis hoe God dit beplan het. God het mense in hierdie gemeente gesit, om iets in jou te kweek, van selfloosheid. Hy sit mense langs ons neer, wat anders is as ons, sodat ons ook kan sien, waarvoor moet ons nog sterf vir onsself. Sommige tot eer, en ander tot oneer. Almal hoort in sy huis. Nou dis belangrik, 2 Timoteus sê vir ons kan van die een skuif na die volgende een toe. Dis baie cool. Want net die volgende vers sê vir ons, as ons harte rein hou, en ons onsself toerus en slyp, sodat ons effektiewe instrumente in sy hand is, dan word ons ook voorwerpe van eer. Okay, so jy hoef nie te bly waar jy is nie. So as jy voel, jy is miskien hout of aardewerk, ek wil vir jou sê, daar's goeie nuus, daar's 'n kans om op te gaan, okay? Daar's 'n kans om beter te word, en die enigste manier tot daar, is reinig jou hart. Wees beskikbaar vir sy werk. Maar hier's die probleem. As ek en jy meer fokus om ons as in ons, dan mis ons baie groot uit. As ek en jy mense wil weggooi of wegwens, omdat hulle nie noodwendig is waar ek en jy is nie, dan mis ons groot uit. En ek hoop regtig, ek hoop vir oggend se woord, skuif iets in jou gedagtes rondom die mense om jou, maar ook rondom jou eie swakhede. Want ons diskwalifiseer partykeer ook onsself. En so 2 Korintiërs 4 vers 7 sê die volgende, sê, maar ons het hierdie skat, hoor mooi, 'n skat in 'n erdekruik gekry. Sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, nie uit ons nie. Ek wil hier moet sien hoe werk die Here. Ek wil hier moet sien dat God is hierdie absolute spesialis, wat vir een of ander rede kies hy om doodgewone mense te gebruik. Erdewerk, erdekruike, en dan sit hy die amazingste skat binne-in, en dan kom ek en jy, en ons loop al verby, en ons is net soos, erdekruik. As 'n baie mooi sê ding, wat sê, ons ken mekaar voor die kop, maar ons ken nie mekaar in die krop nie. Jy sien, ons weet hoe lyk die ander een se gesig, maar het jy al die skat in die ou langs jou ontdek? Het jy al die mooi agtergekom, omdat jy bereid is om te soek of te grou, of is dit maar net 'n geval van, wel, ons potgieters kom nou nie oor die weg met die deprees nie, so, jy weet. Kan ek 'n Groblersdal grappie maak? Ek het 'n paar goed geleer hierdie jaar. Ek's versigtig. So ek het 'n rugby game bygewoon, so rukkie terug, waar Marble Hall en Groblersdal teen mekaar gespeel het. Ish. As nie baie liefde tussen die twee dorpe nie. Wat dink jy is die kans dat daar 'n skat in Marble Hall is, wat iemand in Groblersdal moet gaan ontdek? Want die Here sit sy skatte in erdekruike. Wat dink jy is die kans dat daai ou, wat as julle bymekaar kom, is jy al klaar so bietjie so, wat as daar iets binne in hom gedeponeer is deur die Vader, wat ek en jy kan ontdek? Daar is 'n skat in erdekruike. Nou, Paulus praat van hierdie skat, hy sê, hierdie is God se openbaring,
En hy het gekies om dit in gebroke mense uit te stort, sodat niemand anders die eer daarvoor kan kry nie. Hy het al 'n bietjie gedink nie, dink net vir 'n oomblik, kom ons gaan net na 'n paar oomblikke toe. Hoekom kies God die skaapwagter om die reus te verslaan? Hoekom nie die great soldaat met die mooi postuur en die mooi, hoekom nie hy nie? Hoekom kies God vir Gideon, die geringste in Manasse, die geringste, om van hom iets te maak? Hoekom sal die Here, hy kon mos reguit na Aaron toe gegaan het, hy kon Moses heeltemal gemis het, maar hy kies vir Moses en hy kies vir Dawid en hy kies vir Gideon met hulle swakhede. Hoekom? Want God sit sy skat in erdekruike, gebrokenheid. En dieselfde gebrokenheid wat ek en jy gebruik as 'n verskoning om nie effektief te wees nie, of dit is ons temperament, of dit is aanvalle van die vyand, of dit is omstandighede, of dit is ons verlede. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy moet onthou, daar's iets spesiaal. Baie spesiaal. Wat in jou gesit is, ten spyte van jou swakhede. En so dan is natuurlik die vraag is soos hoekom? Net soos hoekom? Hoekom doen die Here dit? En ek wil vir jou sê, hier is die antwoord, 1 Korintiërs 1 vers 26 en 27. Hy sê, want let op julle roeping broers en by implikasie susters. Let op al die arende en al die visse en al die bobbejane. Let op julle roeping. Julle is nie baie wys na die vlees nie. Nie baie magtig is nie. Nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Die antwoord is nie die oulike ek nie. Die antwoord is nie, wow, check my great CV nie. Die antwoord is, God het my uitverkies. En dit is genoeg. En dan gebeur daar iets wonderlik, want God doen skielik wonderwerke deur die persone wie hy uitgekies het. Kan ek net sê, jy's uitgekies in hierdie seisoen vir hierdie gemeente. Jy's uitgekies in hierdie seisoen vir hierdie dorp, sodat al is jy dalk 'n erdekruik, of al sien jy dalk jouself so, of al is jy dalk 'n voorwerp van eer, wees nog meer versigtig, waar ook al jy jouself sou sien, ek wil hê dat jy sal hoor, dit is nie hoe oulik ek is nie. Dis nie wat ek na die tafel toe kan bring nie, maar dit is wie hy is in my, wat die wêreld verander. Kan jy net sien hoe Jesus kies 12 random dudes, okay? Random vissermanne, weird ouens, ja, dokters en belastingopgaarders. Dan verander die wêreld. En ek en jy sit vandag hier omdat 12 ouens ge-RSVP het. En so my vraag is, hoe lyk Groblersdal oor 50 en 100 jaar van nou af? Omdat gaan ek toelaat dat die skat wat in my is, ander se lewe raak en verander? Of gaan ek in my hoekie sit en huil oor my swakheid, oor my doring in die vlees, oor die een ding wat ek nie kan hê nie, of wat ek nie kan doen nie, of wat ek nie reg kry nie? Wat is dit? Kan ons vry wees om regtig te doen wat hy van ons vra? Hoekom kies God dit? Sodat hy verheerlik kan word. Weet jy hoekom doen God great goed deur gewone mense? Sodat niemand die pat op die bek kan kry nie. Weet dit seker, God deel nie sy eer nie. Dis ons mensgemaakte simpelheid, dit is wat dit is, wat ons van mense iets wil maak wat God doen. Kan ek jou 'n paar net goeie gewoontes? Hier's net 'n paar goeie gewoontes. Wanneer jy getuig oor God se goedheid, hou op sê, wie's die ou wat vir jou gebid het? Dis irrelevant. Dit maak nie saak nie. Dis nie die gebede van persone wat dinge skuif nie. Dis God in sy grootheid, en as ons dan besef ons om die eer vir hom te bring. Hy gaan verder, hy sê, en wat onedel is by die wêreld,
En wat verag is, het God uitverkies. Wat niks is nie, om wat iets is, tot nie te maak. Hier is die rede, sodat geen vlees voor hom kan roem nie. Dis great, is dit nie? Dis great. Dis okay. Dis okay as jy met 'n doring in die vlees moet wandel. Moenie opgee nie. Moenie toelaat dat dit jou lam lê nie. Moenie voel, jy kan nie. Die musiekouens, julle kan so lank kom. Ons gaan nou verder aanbid, want ons moet reageer op hierdie. God gebruik doodgewone mense. Selfs mense met 'n doring in die vlees. Selfs mense wat deur die vyand aangeval word. Ek weet nie of jy ooit gelees het in Esegiel nie, maar Esegiel skryf, hy sê die Here het aan my 'n harde voorkop gegee sodat ek hierdie groep mense kan lei. Jy het al gesien. Wat beteken dit? Ons het 'n Afrikaanse spreekwoord daarvoor. Wat noem ons hulle? Hardkoppig, ja. Weet jy dat die Here tot hardkoppige mense gebruik? Halleluja. Jesus vat hierdie alles saam in die begin van die bergprediking, wanneer hy die volgende sê in Matteus 5, vers 3. Hy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Kom aan kerk. Geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is. Hoor my mooi. Soek jy die beste, gelukkigste huwelik wat jy in jou hele lewe nog gehad het. Besef dat jy God nodig het in jou huwelik. Is jy op soek na die grootste besigheidsplan wat daar nog ooit was? Besef hoe nodig jy die Here het. Wil jy begin floreer in die gawes wat die Here binne in jou gedeponeer het? Is jy reg om bietjie uit hierdie erdekryk plek uit te kom en die wêreld te wys wat is die skat wat binne in jou gesit is? Besef hoe nodig jy die Here het. It's different. It's way 'n ander plek. Jy sien op hierdie plek, wanneer ek net besig is en vasgevang is met my doring in die vlees, voel ek die hele tyd, dis alwaar ek wil praat, dis alwaar ek wil bid, dis alwaar ek wil dink. Terwyl hierdie plek sê ek, wel, sy genade is my genoeg, maar ek gaan hier deurstap. En kan ek jou gou iets vra? Ek hoop jy vang hierdie. Het Paulus vandag nog sy doring in die vlees? Antwoord asseblief reg. Nee. Hoekom nie? Want hy het sy verheerlikte liggaam, dis hoekom nie. Hy's klaar met hierdie wêreld. Hoor jy my seker? Hoor jy my uitroep? As nie in hierdie lewe nie, jy sal jou gebede verhoor. Hy sal jou gebede verhoor. Jy sal die antwoord kry op jou gebede. As nie in hierdie wêreld nie, dan eendag. Weet jy wat? Ek staan voor jou vandag, ek sê vir jou, ek sal my kinders hoor praat. Ek sal dit doen. As nie in die lewe nie, dan in die volgende, maar ek sal. Ek sal. Whatever jy verwag. Whatever het is jy op voor vertrou. As nie in die lewe nie, dan in die volgende. Maar in jou werk van nou tot dan, is om onsself te verneder. Jy sien, hierdie Matteus 5:3 sê, salig is hulle wat arm is van gees in die ou vertaling. Salig is hulle wat weet hoe nodig hulle die Here het. Dis nie jou sprankelende persoonlikheid nie. Dis nie jou geld nie. Dis nie jou kennis nie. Dis nie jou oulikheid nie. Dis jou swakheid wat jou nederig hou. Dis jou swakheid waarin sy krag volkome word. En so ek wil jou nooi net vir 'n oomblik van reaksie en so ons gaan hierdie laaste worship lied sing.
'n uitroep om te sê ek verneder myself voor hom. Dis 'n eenvoudige sang. Ek verneder myself voor hom. Here, ek verstaan nie hoekom ek hierdie doring in my vlees moet dra nie. Ek weet nie hoekom nie. Staf maak nie sin nie. Maar van nou tot dan, eendag sal ek weet. Van nou tot dan sal ek nederig bly en sal ek beskikbaar bly. En sal ek swem as ek moet swem, en ek sal vlieg as ek moet vlieg, en ek sal klim as ek moet klim, ek sal doen wat ek moet doen. Totdat ek antwoord van hom kry.